Ek groet u in daardie oorwinnende naam, Jesus Christus. Ek wil so 'n bietjie met u gesels oor ons projek Take Over. Dit is vir almal in Suid-Afrika. Elke persoon. Elke wedergebore persoon moet hierna luister. Vraag vanaand. Kom ons kyk na ons woonbuurtes, ons dorpe. Wie regeer? Vergeet nou Jesus wat in beheer is van alles, en God die Vader en die Heilige Gees. Ek praat van ons as mens. Wie regeer? Regeer ons as kerk? Regeer ons as wedergebore Christene? Of regeer die ongoddelike politicians? As ek praat van ongoddelike politicians, daar is ook Christen politicians. Wonderlike politicians, hoor nou mooi. En regeer die smokkelaars. Het die kerk die smokkelaars oorwin in Jesus naam? Het die kerk die hoerhuise wat bestaan, die smokkelhuise wat bestaan, die human trafficking, het ons oorwin? As die antwoord vanaand is ja, die kerk het oorwin, ons is aan die wenkant, ons is aan die wenkant, aan Jesus se kant, maar ons het gedoen wat Jesus sê, so ons is die wenners. As jy vanaand kan sê, ons het gewen, ons is besig, daar is nie 'n smokkelhuis in my gebied nie, daar is nie human trafficking nie, daar is nie 'n escort agency nie, ek het straatwerk gedoen, ek het alles gedoen, ons as kerk sit nie net 200 of 500 elke Sondag in hande klap nie, as ons daar uitloop, vat ons oor, ons vat oor, as jy dit kan sê, is hierdie program nie vir jou nie. Nou ja, ek wil net vir almal noem, ons ry, ons het laas 32.000 kilometer deur die land gery, om in die politieke riem grondgebied af te vat, in Jesus naam. En al het ons nie 'n seat nie, het ons groot geslag. Ons loof God daarvoor. Nou het ons 'n bord gedruk, groot Jesus. En as ek vir julle kan sê, die aanvalle, gaan kyk op Facebook, hulle tot van AI gevra om van my foto's te maak, en te sê, hierdie valse Jesus verkondiging. En dis meer maar van die Israel visie mense, en sulke mense, maar ons sien hulle. Elke keer wanneer hulle sulke goed uitstuur, kry ons WhatsApps, sluit meer mense aan by ons. So ons loof die Here vir die advertensie. Dit help ons luister na boodskappe en ons sê, mooi geluister nie. Ons moet iets gaan doen, maar ons moenie godsdienstig raak nie. Mense raak te veel godsdienstig, is almal wat WhatsApps net aanstuur, ons moet nou sy naam so spel. En ons moet dat doen. En ons moet die Sabbat so onderhou. As al daai mense evangelie gaan verkondig, wen ons Suid-Afrika. Geniet jou aanhangsels, soos ek amper sê. Geniet dit. Die ou wat die feeste van God hou dit. En die ander ou wat dit hou nie, moet dit hou nie. Moet net nie 'n evangelie maak van 'n aanhangsel nie. Nou ja, ons ry nou 50.000 kilometer deur die land. Ons het nog maar net 3.000 en 'n ander, so amper 4.000 voltooi. Dit sal so volgende jaar Augustus aangaan. Dan gaan ons in fase 2 van Take Over, waar ons op 10 plekke in die land vir 5 dae elke keer gaan staan met die lorry ruggies in, as 'n beradingskamer met trappe, sit 'n sitkamerstelletjie in. Ons al sulke goed. Dan gaan ons staan waar mense moet verbyry, N1, N7, N2. En dan gaan ons in ons volgende fase in. Ons gaan tot Jesus kom, nie Suid-Afrika los nie. Ons het nou gesien met ons ryery. Psalm 105 sê, proclaim his name. Dit is so gebid oor Rybaar, daar word so 10-20 keer op 'n dag gebid oor Rybaar. En dan is daar nog gebedsgroepe. As Petrus se klere op mense geval het, het hulle gesond geword. As hulle skaduwee op mense geval het, het hulle gesond geraak. God sê hy rig heilige hande op oral. Dan kan 'n bord met die naam Jesus ook uitspring en vuur veroorsaak. Daarom wil ek jou aanmoedig vandag om betrokke te raak.
naam, ons proklameer hom deur die plek. Psalm 105. Proclaim the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. I believe that everything's gonna be alright with us. As you can see in some of stuff what is happening. All of the young people, they are around here. While you preach, that man drink your beer. No, it's fine. I'm preaching because of a beer we share as always. Unlike the people who are in church who doesn't want to share. We are brothers, all of us. Father, that he know John 8 verse 52. What is the truth about alcohol? That is from the devil, and that he trains and he becomes to rescue young people. Lord, please give him a job. Everything, my kids, everything. Please, Lord, help him. And that his kids will need a father that is not drinking. In Jesus' name. Amen. Vader, in Jesus' naam raak aan nooit weer sal sy drinkie. Ons bestraf die werke van Satan. Ons dryf die duiwel uit hier in Jesus' naam. Uit in Jesus' naam. Geef pad en los haar uit. He's the owner van die tafel. Kom, ek bid vir jou. Goeiemôre. Ek is Roy. Dis die owner van die tavern. Vader, dankie dat hierdie man sy tavern gaan toemaak en 'n kerk maak. Want kinders gaan verlore en ouers gaan vloek en slat hulle vrouens. Ons gaan hom nie vandag veroordeel nie. Ons gaan sê Jesus roep jou om iets reg te doen. Los die drank. God gee die opdrag vir jou vandag. Voor jou kussak. Doen dit, want anders gaan jy sien wat gaan gebeur. En dan gaan jy weet, iemand het met jou gepraat in die naam van Jesus. En jy's 'n man wat ek sien gaan luister. Dankie. Vader, red hom in Jesus naam. Amen. Nou ja, manne, ons moet nog gaan. Terwyl ek bid en roei, kom die Here kort en hy wys my 'n versie. Nie die duiwel nie, die Here. En hy wys my Openbaring sê, party gaan nog vermeerder in hulle sonde. En dink ek, Here, ek wil hê die hele Suid-Afrika moet change. En dan kom hy en hy sê party sal vermeerder in hulle sonde. En dan gaan ek nou net vir julle iets lees. Hy wys vanoggend 3 uur vir my, hy sê, en die disippels wou heel oorvat. En hulle het nooit die belofte gekry nie. Daai klomp wat so gewerk het nooit die belofte gekry, maar die na hulle. So hoor gou hierso. Ek en jy werk, ongeag of ons klink in die belofte kry, en of ons hom kry, ons sal tikhuise toemaak. En in hierdie aarde lei ons mense na die Here toe, en ons werk. Want ons doen dit vir die koning. Dis 'n probleem. As jy dit het. Mense met geld, en hoor my mooi, as niks fout om geld te hê nie. God bless mense. Maar as jy geld het en jy wend dit nie aan vir God nie, is daar groot fout. Groot fout. En dit moet julle wat gemeentes eendag gaan oprig weet. 'n Gemeente is nie daar om net so te hou nie. 'n Gemeente is daar om uit te gee. Daar's skatryk gemeentes in hierdie land. En hulle hou dit so. Nou die ek nooi 'n gemeente my, en ek is 'n bietjie moetswillig. Ek vra nie geld nie, maar ek is moetswillig toe hulle my nooi. Ek sê, het julle geld? As julle nie my diesel kan betaal. Ja, ons het 'n 6 miljoen belegging. Ek sê maar, sulke mense soos julle kan seker dan maar die diesel betaal. Ja, maar dis nou vas. Ek sê, vir hoe lank? 10 jaar. Ek sê, soos die Here Jesus kom, wat gebeur met die 6 miljoen? Moet julle nie dink om met los te maak en traktaatjies te gaan druk nie. God het nie ons geroep om klomp beleggings te doen die kerk nie. Ek praat nie van rentmeesterskap. As jy iets moet net vir 6 maande terughou of dit nie. God gee geld om uit te gee vir armes en vir die evangelie. Ek het 'n vraag vanoggend vir die kerk, want ek is lief vir die kerk. Lewe julle in oorwinning? Kerk, leef jy, ek praat nie van die bruid van Christus nie. Ek praat van die kerkgebou nou. Praat van die mense in die kerkgebou. Lewe julle in oorwinning. Sing julle lekker Sondag, worship julle, antwoord my hier op die TV. Lewe julle in oorwinning. Is dit lekker daai uur of 2 ure in jou kerk? Ek glo talle sê ja.
Jy het 'n wonderlike kerk. Julle lewe in oorwinning. Die salwing voel julle, die vuur voel julle. Ek wil net vir jou vra. Kilometer buite jou kerk, is daar ook oorwinning? Is daar ook oorwinning? Want dan het jy nie oorwinning nie. Suid-Afrika is vol kerke. En die tikhuise is amper meer. Ek dink hulle is meer. Dan het ons nie buite die 4 mure oorwinning nie. Dit beteken ons moet 'n slag doen wat Jesus gesê het en buite die 4 mure kom. Wat moet ons oorvat? Jou eie lewe eers. Party mense gaan hier weg. Dan rook hy, dan wil hy vir my vertel hoe goed sal hy wees. O Pieter sê ook dit die week deur vir my. Hoe goed sal hy daar aan die kant wees? Jy lieg vir jouself. As jy nie hier kan ophou nie, hoe sal jy daar ophou? Dankie Pieter dat jy dit vat. Vat eers jou eie lewe oor. Ons is besig in Griekostad se straat. Ek gaan julle so 'n bietjie deurvat. Ons span is afgelaai met pamflette. Mense, julle by die huis sal julle hierdie hele week en tot ons terugkeer vir ons bid. Ek gaan julle vat nou deur hierdie strate. Ons gaan by smokkelhuise verbykom. Klomp dinge kan in 'n oomblik gebeur. Ons mense is hier in die strate bid. En nou, een smokkelaar kan 'n pamflet kry en hy change. En hy neem Jesus aan. En hy raak die evangelis in sy dorp. En hy change. En God change deur so 'n persoon die dorp. Ons probleem is hoekom ons dorpe nie change nie. Ons bekeer en ons hou dit vir onsself. Ons hou dit vir onsself. Ons moet dit nooit vir onsself hou nie. Mense hier waar ons in Katoen nou staan, is dit verskriklik. Onmiddellik 1500 mense en hulle kom en gaan. En luister jy, almal is gedrink. Een ou het ek gekry wat nie gedrink is nie. En almal het drank, ry met hulle drankglase. En is oor kan die polisiestasie. Ons kan nie glo dat so iets gebeur nie. Maar ons span is hier besig. En dis hoekom ons hier is. Ons gaan nie klaar nie. Take over. Take over. Take over. Ons gaan hier afbeweeg. Mense, ek wil net na een plek toe beweeg. Kom ons span, beweeg gou hier. Ons sit baie, ons gaan bid net gou by een plek wat ek dink die stronghold hier traai en dit is by Shangoma. Ons gaan net gou daar bid by Shangoma. Bly julle net hier, ek gaan net hier by Shangoma bid vir laaste ons groep. Soos nou by julle. Maar mense, hoor gou wat ek sê. Almal is gedrink. Die mense is geweldig. Uit 1500 is 1300 plus minus gedrink. Dit is rof wat hier aangaan. En ek vra net, waar is die polisie? Dis oorkant hulle. Doen hulle nie skoonmaak werkie. Die onwettige medisyne word hier verkoop. Shangoma medisyne. Dit is teen die wet 101. Katoe, is julle aan die slaap? Stasiebevelvoerder, dis 'n skande. En dan wil ek vir die kerk vra, kom byt julle lam hier. Ek wil net gou vir julle een medisyne wys. Ek wys net gou een medisyne hier. Hierdie is tuberculosis medisyne. Dis nou 'n tuberculosis is 'n demoon, om 'n demoon weg te hou. My God sê, ek dryf hom weg in die naam van Jesus. Hier is byvoorbeeld Lucky Powder. Die Here sê ons moet nie met geluksgode deur mekaar wees nie. Mense in die hartseerste van ons mense dink jy kan by die Here wees en by die Shangoma. Hierdie is lover muti. Mense, dis van die duiwel, dis uit die put van die hel. En daarom wil ek bid dat julle in julle dorpe hierdie goed verslaan in Jesus naam. Bid teen dit in Jesus naam. Goud, maar ek gaan dit nie gebruik nie. God verslaan my goud in Jesus naam. Mense asseblief, ons het daar nou net geëvangeliseer. Maar daar staan Shangomas. Tega. Precies. And where is the act? 101, the Medicine Act. Where is your license to sell these things? Where's your license? Okay. Police, I ask you now, here in Katoen, it is the opposite of ShopRite. You cannot sell medicine and things.
En ook is daar nog 'n toorwet ook. OK. Mense, as mense moet bid, dit is die goed wat, ons moet nie in 'n hoekie sit en sê, dis hoekom Suid-Afrika so is. Nee, dis hoekom ons maar ondergaan. Nee, ons gaan nie onder nie. Hierdie plek maak toe. Hierdie plek gaan nie meer bestaan nie. Hierdie plek gaan nie eers môre opslaan nie. Ons spreek dit in die naam van Jesus. As die polisie ons help, glo Kathoese kerke sal kom bid in hierdie plekke. Ek laat my nie vertel dat pastore in Kathu nog nie hier verby geloop het nie. Ek by Shoprite, ek glo nie die pastore sal so slap wees. Nie een pastoor sal so slap wees. Ek laat dit my nie vertel nie. Ek glo elkeen dat hierdie persoon kom evangeliseer. Want hulle doen mos Jesus se werk. Hulle wag mos nie net vir tiendes in die kerkie. So ek weet hulle sou kom evangeliseer. Dankie dat julle dit kom doen het, pastoor. Julle sal mos hier verbyloop in Shangoma goed sien wat julle dorp vernietig en nie daaroor bid nie. OK, as jy dit weet en jy dit nie gedoen nie, wil ek sê, sjoe. Gee terug jou diploma en jou goed. As pastore kan nie oral wees nie. Hulle kan nie oral wees nie. Maar as 'n pastoor van sulke goed weet en hy bid nie, en hy kry nie sy spanne in die kerk en hulle kom bid nie, hierdie is 'n strong holy, en hulle doen dit nie, dan is daar groot fout. Pop en gospel is waar die tekke die deurslaan, waar ons uitgaan en vir mense wat honger is, wat verlore gaan, die evangelie bring. Feeding the nations through salvation. Maak disippels van alle nasies, raak betrokke by Pop en Gospel. Ons staan hier in Allewal Noord, en as ek nou praat van aborsieplakkaat en kerk, wees daar, en kerk, dan breek ek nie 'n sekere kerk af nie. Ek glo in samekomste. Hebreërs 10 vers 25 sê, ons moet ons samekomste bywoon. Maar, ek is gesteld op Jesus se opdrag, op Matteus 28 vers 19, wat sê, gaan maak disippels, beweeg uit. Nou, dan het Jesus, dink ek, 'n probleem. As hier 'n aborsieplakkaat is, hier bly hoeveel Christene in hierdie dorp, maar ek het nou gemeet, 3,5 meter van die kerk se heining af, 3,5 meter, is die moordvonnis, doodvonnis vir babas. Die doodmaak van babas, 3,5 meter van die kerk af. Dan vra ek net, watter kerk doen hulle werk? En watter kerk nie? Is jy daar vir geldinsameling, net? Of is jy daar om iets te doen vir die Here Jesus? Sal wat ek vra, ek probeer die snaaks wees nie. Ek wil julle aanmoedig, take over. En dan vir my instuur, julle kan sommer wie as jy plakate aftrek in jou dorp en afval. Dan kan jy sommer, hierdie een het ek nou, toe maak ek net 1 of 2 nommers klaar af. Dat dit nie afkom. Gaan in julle, gaan doen straatwerk en haal die goed af. En, klaar. Jy kan die mense aankla, hulle nie medies nie, hulle is nie dokters nie, jy kan hulle aankla op rommelstrooi, hulle mag dit nie op 'n lamppaal plak nie, maar dit wys ook weer ons swak organisasie van 'n stasiebevelvoerder van die polisie. Sê jy luister, jy moet jou manskappe opdrag gee en sê, Woensdag namiddag gaan ons deur die dorp, ons haal af en ons klaar die mense aan wat hierdie goed opsit. Stasiebevelvoerder van die polisie, jy kan dit doen, of enige polisieman kan dit doen. Daar kan tot 'n onderwyser opstaan en sê, luister, ons gaan maak die dorp skoon, met die kinders, net hulle teach en onderrig. Daar kan dit dominee wees, of 'n pastoor wat sê, kom ons gaan maak die dorp skoon. As jy hierdie goed afhaal, en die duiwel sien jy al af in die Nigerians en die valse aborsiedokters, dan spaar jy duisende lewe. En dan het ek 'n boodskap vir jy wat gister toe ons oor aborsie praat sê,
Daar moet baie, as klomp aborsies plaasgevind het nie. Hoeveel kriminele het ons nie gehad, sê jy, van swartes nie. Luister jy, jou vieslike, vuil siel, om te sê, daar moet aborsies plaasvind, dat swartes sal kriminele wees, as daar nie aborsies plaasvind. Jy saam 'n baba moordenaar, God sal met jou besig raak, as jy nie bekeer nie. Hou op, 'n ding ras maak. Hou op, sê as my dogter verkragt word deur dit en dat. Kyk na 'n lewe. Almal het die reg op lewe. Tot ons eie grondwet sê. Almal het die reg op lewe. So, gaan jou dorp in, take over, en dan sal ek bly wees, vat my nommer, en stuur vir my, hierdie goed van julle. Ons open nou, gaan 'n bietjie as jy neersit, ons het nou oopgemaak 'n Facebook page, take over, hy wil hê my alleen vat nie, soos 2 woorde, take over SA. Take over SA. Ek dink daar is al 100 mense of 200 mense. Gaan join daar. Gaan like dit. As jy vir my goed stuur, dan gaan post ek julle goed daar op. So kom ons beginne om dit oor te vat. Daarna tik, daarna al die goed. Die Here is baie lief vir julle. Gaan in die vrede van Jesus. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. Ek is 'n koningskind, ek dra spierwit rok, met 'n kroon vir my kop, want ek is 'n koningskind. My sondes is vergewe, ek het 'n nuwe lewe, en voor die Here kan ek is 'n koningskind, ek dra spierwit rok, met 'n kroon vir my kop, want ek is 'n koningskind. Die stukkies van my lewe het hy vir my kom las, en het aan Jesus is 'n koningskind.